Ons lees vanoggend twee oënskynlike teenoorgestelde gedeeltes oor die geboorte van Jesus Christus. Die eerste ene kom uit Lukas 1 van vers 39 af. In daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek na 'n dorp in Juda. Sy het Sagarias se huis binne gegaan en Elisabet gegroet. Toe Elisabet Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moederskoot van vreugde gespring. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou moederskoot. Wie is ek, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe ek jou groet, het die kindjie in my moederskoot van uitbundige blydskap opgespring. En gelukkig is sy, wat geglo het, dat die Here se beloftes aan haar vervul sal word. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. En dan die tweede gedeelte, Matteus 1 van vers 18 af. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat, as dit vertaal word, beteken, God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Tot sover. Die Lukas-evangelie vertel die aankondiging van Jesus se geboorte vanuit Maria en haar familie se perspektief. Die nuus word met uitbundige blydskap en vreugde ontvang. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Matteus vertel egter die gebeure vanuit Josef se perspektief en die nuus word met kommer en stilte deur hom ontvang. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Waar die Lukas-evangeliese inleiding amper soos 'n musiekblyspel van vreugde en verlossing klink, is Matteus eerder gehul in skande, vol politieke intriges en onsekerheid. In Matteus is Josef 'n man met 'n probleem, 'n groot probleem. Sy verloofde Maria was swanger en Josef het geweet, dit is nie sy kind nie. Maria sê ook niks vir hom oor die goddelike oorsprong van die kind nie. Moontlik was sy bang dat sy van godslastering beskuldig kon word. Die aanspraak dat die Gees van God 'n kind by jou verwek het, was 'n gevaarlike een om te maak. Josef het geweet dat as hy Maria sou beskuldig van oorspel, sy, soos die wet vereis, gestenig sou word. Hy wou haar nie in die openbaar verneder nie, hy was te lief vir haar. Hy wou nie op 'n verhoor aandring om vas te stel waarom en deur wie sy swanger geword het nie.
Sy enigste ander opsie was om hulle verloving stilweg te verbreek. Dit sou egter onmoontlik gewees het in 'n klein dorpie soos Nasaret en in 'n kultuur waarin verlovings en huwelike familieaangeleenthede was. Hy sou immers 'n skeybrief van 'n rabbi voor getuies moes kry om die verloving te verbreek. In die Ou Testamentiese wet het die verloving van twee persone die wetlike status van 'n huwelik gehad. Al verskil tussen 'n huwelik en verloving was dat die bruid nog die verantwoordelikheid van haar pa was en dat sy steeds in sy huis woonagtig was en dat fisiese intimiteit verbode was. Maar kom ons begin net weer by die begin. Dit maak nie sin om 'n storieboek in die middel te begin lees nie. Dis nie aan te beveel nie. Die storie is onsamehangend as jy die plot, soos dit van die begin af ontvou, nie ken nie. Stories werk net nie uit as jy dit nie van die begin af lees nie. God skryf ook 'n storie, die storie van die wêreld. Dis die verhaal van God wat betrokke is by die wêreld. Die storie is feite, geskiedenis, histories betroubaar en dit strek oor eeue. Ons is deel van hierdie storie. In ons teksgedeelte ontmoet ons 'n stukkie van God se verhaal. Kom ons noem dit die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Maria is swanger deur die Heilige Gees. Josef wil die verloving verbreek. God gee aan Josef deur 'n engel 'n opdrag oor hoe hy moet optree en Josef voer God se plan gehoorsaam uit. God het 'n duidelike plan vir die geboorte van sy seun Jesus Christus. Josef, Maria, die engel en die Heilige Gees is die rolspelers in God se storie. Die probleem is egter dat Josef eers in die middel van die storie inkom en daarom nie weet wat aangaan nie. Josef se krisis is dat hy iewers in die middel by God se storie ingesleep is. Hy bevind homself eensklaps figuurlik op bladsy 192 van die storie sonder dat hy die verhaal verstaan. So vreemd is die omstandighede van die storie waarby hy betrek word dat Josef glad nie vir God in hierdie storie raak sien nie. Volgens Joodse gebruike het 'n verloving bindende gevolge gehad. Daarom word Josef as haar man en Maria as sy vrou aangedui. Oorspel deur 'n verloofde vrou was as egbreek beskou. Dit kon volgens Deuteronomium 22 met die dood gestraf word. In die tyd van die Nuwe Testament is die doodstraf egter nie konsekwent toegepas nie. Dit sou binne Josef se reg wees om Maria voor 'n regter te daag. Hy kies egter om haar en waarskynlik homself die skande en bespotting te spaar. Hy besluit om die verloving stilweg te verbreek deur voor twee getuies 'n skeybrief aan haar te gee. En op hierdie punt openbaar God hom aan Josef. Josef ontdek hier in die middel van die storie, God is die outeur van die gebeure. Die Heilige Gees het hierdie nuwe lewe in Maria verwek. Die seun wat gebore sal word, se naam moet Jesus, verlosser wees, want sy lewensdoel is om verlossing van sonde te bring. Aangesien die swangerskap van God afkom, sal die seun ook Immanuel genoem word, God by ons. Dit alles is die vervulling van 'n eeueoue profesie deur Jesaja. God verduidelik die vorige klompie bladsye aan Josef. Hy maak die verdere verloop van die plot in hooftrekke aan Josef bekend. God help Josef om die goddelike storielyn te verstaan. Waar Josef vroeër uit die storie wou klim en van Maria wou skei, verstaan hy nou wat in die gebeur is. God nooi hom letterlik in die verhaal in. Op die manier besluit Josef om in die storie te bly. Hy word 'n gewillige medewerker in die uitspeel van God se geskiedenis. So word die seun van God, wat as 'n brose baba in 'n harde wêreld gebore word, verwelkom in 'n versorgende ruimte van 'n hegte huweliksverhouding. Die seun het 'n pa en 'n ma, 'n naam omdat hy 'n naamgewer, 'n pa het, 'n plek, 'n tuiste. Om dit nog 'n keer te sê, God gee die nodige inligting aan Josef en help hom so om 'n medewerker, 'n medeskrywer van God te word. Die krisis van die middel van die storie. Josef se krisis is ons almal se krisis. Ons almal is in die middel van die storie gebore. Ons leef in die middel van die storie. Ons krisisse is dat ons nie self altyd kan uitbluis wat die plot van ons wêreld is nie. Ons sien die legkaartstukkies van die lewe hier voor ons lê en wil sommer oral aan hierdie legkaart bou. Mens kry die gevoel dat jy op jou agtersteewe in hierdie wêreld ingeskop is,
vir 'n wyle hier vertoef en dan weer by jou dood uit die storie verdwyn. En soms lyk dit dan asof hierdie legkaart nog meer te mekaar is. Wat gaan aan? Daarom het ons ook openbaring nodig. Ons benodig betroubare inligting oor wat aan die gang is. Die Bybel is God se openbaring wat die hooftrekke van God se storie of geskiedenis aan ons bekend maak. God het die wêreld geskep en is met sy wêreld op pad na 'n heerlike bestemming. God sien klaar die geboude legkaart. Daar is sonde en verset, pyn en gebrokenheid in die wêreld, maar daar is ook 'n verlosser wat met boosheid afreken. Die volle heerlikheid van hierdie verlossing lê nog vir ons in die toekoms weggelê. Ons sien en verstaan nie die hele prentjie nie. God se openbaring trek die gordyne weg sodat ons die plot kan sien. God se openbaring help ons wat in die middel van die storie gebore is om sin uit ons lewe te maak. God se openbaring help ons om te kies om deel te wees van God se storie. God se openbaring nooi ons om medewerkers, medeskrywers van God te word. In hierdie teksgedeelte is daar 2 kompeterende stories. Die een moontlikheid sê Maria het egbreek gepleeg en Josef behoort haar te skei. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Die ander storie gee die regte feite. Maria is swanger, maar deur die Heilige Gees en Josef kan deelneem aan God se aksie om 'n verlosser vir die wêreld te gee. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Tot vandag toe is die wêreld vol kompeterende stories. Sommige se stories sê die belangrikste lewensdoel is om finansiëel vooruit te gaan, goeie dinge te kan koop en sodoende 'n gelukkige lewe te hê. Vir baie mense is dit die boodskap van Kerstyd. Ander se stories sê weer, ons is bloot toevallig hier, die produk van eindlose toevallighede. En as ons sterf, is ons net weer deel van die groot poel materie en energie waaruit ons omgewing bestaan. Ander se stories sê weer, daar is baie stories oor wat in die wêreld aan die gang is. Kies jy 'n storie met waardes wat vir jou werk en moenie inmeng by die storie wat ek vir myself kies nie. Christene se storie lyk totaal en al anders. Om sin te maak van hierdie wêreld word ons deel van God se storie in Jesus Christus. En hierdie storie word in die Bybel in mensetaal vir ons beskryf. Saam worstel ons met die ryk inhoud van hierdie geskiedenis om dit te verstaan en te besluit onder die leiding van die Heilige Gees hoe ons daarvolgens moet lewe. Dis iets wat ons saam moet doen. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Hoe meer mens God se storie leer verstaan, hoe meer moet jy jou bekeer van jou stories en jou lewe belyn met God se storie. Die Bybel gee vir ons die groot storie van God se geskiedenis, deur vir ons 'n hele klompie klein stories van mense wat op konkrete plekke en tye geleef het te vertel. Josef en Maria se stories van verskillende kante af is 'n voorbeeld hiervan. Ons eie stories op die konkrete plekke en tye waarin ons leef is nog voorbeelde van hierdie klein stories. Met ons klein stories van vrygekoop wees en verlos wees, skryf ons saam met God episodes in die stroom van die groot goddelike plot wat in die wêreld voltrek word.
Jesus is gebore as verlosser vir die wêreld, as Immanuel, God by ons. Dis nou vir jou 'n storie waarin mens jou lewe kan wy. Die naam van Jesus beteken God is verlossing. Die betekenis van Jesus se naam, God is verlossing, is uiters belangrik aangesien dit jou derentyd laat onthou wat Jesus hier op aarde vir jou kom doen het. Dit maak dit duidelik dat hy meer as die blote verkondiger van God se vergifnis is. Hy is ook die bewerker daarvan. As jy in hom glo, is jy vrygekoop en is jy verlos en lyk jou lewenslegkaart anders. Mense se vrees is dat ons alleen in hierdie wêreld is, dat God weg is. Mense se grootste vrees is dat daar geen groter storie is nie. Dis maar net dit. Die Kersverhaal sê, daar is 'n God en jou verlosser is gebore. Die Kersverhaal gee hoop wanneer God soms vir jou ver voel. Daardie ander naam van God se seun, Immanuel, God met ons, dit gee hoop vir 'n wêreld met seer. Ons soek 'n Immanuel, 'n God by ons. As ons begin besef dat God by ons is, raak ons minder behep oor die feit van waar God is en word ons meer seker van die feit dat God is, waar ons ook al is. In watter situasie ons ook al is, God kan help, God red. As jy twyfel, hou dan vas aan die hoop wat in jou hart leef. Jy ken mos die Kersverhaal. Jy ken Jesus se naam, Jesus, God gee verlossing, Immanuel, God by ons. Mag jy deel wees van God se storie van oorbegin en altyd daar wees vir mense wat soms sukkel en deur die lewe rondgemaal word. Kersfees maak dit beter. Kersfees maak dit beter want Jesus word genoem Jesus, God red. Ons kan oorbegin. As ook Immanuel, God met ons. Ons is nooit alleen nie. Maar jy moet weet, watter nut is daar vir jou as die geboorte van God se seun nie in jou plaasgevind het nie? Alles maak sin hier en nou as die seun van God deur ons gebore word. Ons word geroep om die storie van Jesus se geboorte elke oomblik van ons lewe uit te leef. Nie net op Kersfees nie. Jy word nou weer uitgedaag om vir God se verhaal te kies. Ons word genooi om te besef dat God vandag nog aan die werk is. En dat God ons vandag nog nooi om betrokke te raak by sy werk. Ons word genooi om te erken dat God vandag nog op dieselfde manier aan die werk is as wat die Bybel aan ons openbaar. Ons word genooi om aan te sluit by die storie wat God deur ons lewe skryf. Ja, jy is dalk op bladsy 192, maar jy ken die plot. Kies jy om in God se verhaal, in God se storie, in God se geskiedenis in te klim soos Josef? Vertrou jy vir God dat hy jou verhaal verder kan skryf? Jesus, God red. Immanuel, God met ons. Glo dit en leef dit. Amen. O Here, dankie. Dankie dat ons weet, die verhaal het nie begin en geëindig by my nie. U is nog altyd besig om in die verhaal te skryf. U is nog altyd besig om in my lewe te skryf. En u sien al die hele prentjie. Ons sien nog net 'n klein legkaartstukkie. Ons sien nog klein verhaaltjies en klein sinnetjies wat geskryf word. En partykeer is ons moedeloos en hartseer en is ons bang vir wat voorlê. Tog bly ons in u hande, want u verlos en u is altyd by ons. Help ons, o Here, dat ons storie sal skryf, in vreugde sal skryf, deur die Heilige Gees, saam met u. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Ere aan God in die hoogste, ere aan God
in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, 'n welbehae, in die mense, 'n welbehae, 'n welbehae. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense wel.